Ek wil terugkom na daai skermpie toe. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ek wil vir jou vra, as jy daai eerste, of as jy die hele ene lees dalk, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. En kom die duiwel nie maar soms baie maklik na my en jou. Ons gaan nou by die boodskap uitkom. Kom die duiwel nie baie maklik na ons toe. En dan kom sê hy, ag jy's sleg man. Jy gaan nêrens in die lewe kom nie. Jy sal dit nooit maak nie. Jy is wat jy is en jy sal dooi wat jy is. En daai moet jy vanoggend lees, amazing grace that saved a wretch like me. En die Here wil vanoggend vir jou sê, ek het gekom vir jou, vir ons almal, maar ek het ook spesifiek vir jou gekom. Ek het jou kom save. Ek het jou kom vrymaak. Al van geboorte af het ek jou vrygemaak. En jy het die pad so verskriklik byster geraak, maar ek het jou kom save. En as jy enige twyfel in jou hart het op die pad wat jy op hierdie oomblik loop, moenie twyfel nie. Moenie twyfel nie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Herhaal die woorde. As die Satan vir jou wil kom en hy wil jou kom omduik, as die Satan weer vir jou wil kom sê, man jy sal 'n dronkgat bly, of jy sal 'n gemors wees, dan sê die Here vanoggend vir jou, that saved a wretch like me. Amen. God en seks. Kom ons wees vanoggend baie eerlik met mekaar. Die wêreld praat verskriklik maklik oor seks. Baie maklik. Elke beskikbare sosiale platform gebruik die wêreld om te praat oor seks. Is in tydskrifte, jy kyk 'n televisieprogram of sê maar 'n fliek of whatever, en hier na die einde dan sal daar kom nou maar net ietsie deur. Daar kom maar net ietsie deur. Die wêreld praat verskriklik maklik en is baie gemaklik om te praat oor seks. Maar wat is die teendeel? Die kerk het stil geraak. Die kerk het stil geraak om die topik aan te spreek. En toe die kerk stil geraak het, toe het Google en TikTok het gekom en ons kinders kom leer van seks. Dit is presies wat gebeur. Asseblief. Dit is wat gebeur omdat die kerk het stil geraak oor die onderwerp. En seks is nie die duiwelse idee nie. Dit was nog nooit die duiwelse idee nie. Dit was God se idee. En Satan kom en dit wat God mooi en goed gemaak het, het die Satan gekom en hy het dit vuil en vieslik en geheim, het die Satan het dit gebring. Die duiwel het kom maak dat daai woord, dis amper soos antennes wat uitgaan as die woord net genoem word. Die kerk het stil geraak om te praat oor seks. En ons het ons plig versuim om ons kinders te leer. Jy is ouer, ons as die kerk, en as ek praat van die kerk, dankie julle is deel van die kerk. Ons het versuim om met ons kinders te praat oor hierdie onderwerp. Hulle moet tog net hoor, hoekom? Want TikTok en Google het al klaar 'n wronge beeld gegee van wat dit werklik is. Genesis 1 vers 31. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed gewees. En as God seks geskep het, dan is dit nie vuil nie. Dit is nie skandelik nie. Dit is nie boos nie.
maar is heilig. Dis heilig. Dit is nie skandelik nie. En dit is nie boos nie. Dis heilig. Dis heilig. Onthou net, dit begin in die teenwoordigheid van God. Dit begin in die teenwoordigheid van God. Genesis 1 en 2 was voor die sondeval gewees. Genesis 1 en 2 was voor Adam en Eva gedoen het wat hulle gedoen het. Genesis 1 vers 27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. En dan Genesis 1 vers 28. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar. Dis in Genesis 1. Dit was voor die sondeval gewees. Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde en ook oor die diere wat op die aarde is. Seks was deel van God se seën. Daar het ek dit nou net gelees. En as jy nie besef, ek het dit nou net gelees nie, gaan kyk weer mooi na Genesis 1. Wat ek nou net gelees het, vers 28. Wees vrugbaar, het God vir hulle gesê. Hy het hulle gebless. Hy het hulle geseën. Soos as ek 'n koppel trou, dan eindig ek af, dan bless ek vir hulle. Dan seën ek hulle. Dis my verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid om dit vir jou kind te verduidelik en nie toe te laat dat jou kind so vrye toegang het tot hierdie, as pappa en mamma, hulle is so klein, maar hy vingertjies gaan net so. En hulle weet presies as mamma en pappa aankom, dan druk hulle gou 'n ander skerm. Dan druk hulle baie vinnig 'n ander skerm. Ek en jy het gemaak dat ons kinders skelm geraak het oor hierdie onderwerp. Gooi my met die klippe, slat my om. Dit is die waarheid. Wil ek en jy eerlik wees daaroor? Nee, want ons is almal modelouers. Ons wil graag almal modelouers wees. Jy kan net jou kind groot maak as jy vra, Here, wys vir my. En ek gaan vir jou sê, daai 3 ramme van ons, hulle was uitdagend. Hulle is nou nog partykeers uitdagend. En ons bly op ons knieë vir ons kinders. En ek het julle al die storie vertel van een van hulle wat vanoggend in die kerk is. Toe die matriekuitslae kom, ons mag nie eens daar kom nie. Ons sê nie ons gaan. Moet asseblief nie by my sit nie, ek gaan by my vriende sit. Maar toe die slaagnaam daar by lysie is, toe kom meneer nou na my toe en hy sê, dankie dat pappa so op jou knieë gebly het vir my, want anders sal ek nooit matriek gemaak het nie. Het ek en jy werklik daai vrymoedige verhouding met ons kinders? Om te praat oor 'n onderwerp, so seks byvoorbeeld, of dit is eintlik so grillerig. Ek het mos nou verskriklik kommentaar gekry, positief, negatief. Party mense het my aanvriend op Facebook oor hierdie onderwerp. Prys die Here. Prys die Here. I'll take it. I'll take it. En vergewe my asseblief as ek vanoggend arrogant voorkom. Dis my verskriklik belangrik dat ons kinders nie 'n verwronge prentjie kry van dit nie. Dis verskriklik belangrik. Belangrik om te onthou, Adam en Eva was kaal. En hulle was sonder skaamte gewees. En hulle was in volle eenheid by mekaar. Hulle was in volle eenheid by mekaar. Genesis 2 vers 25. Hulle twee, die mens en sy vrou, was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Sonde het nie seks geskep nie. Sonde het gekom en skaamte gebring. Sonde het gekom dat ons skaam is om te praat oor hierdie onderwerp. Dit is wat sonde kom doen het. Die oomblik toe jy luister na die duiwel en jy doen dit. Ons ken die samelewing. Ons weet hoe dit gebeur. Ons wil dit so graag keer vir ons kinders,
maar hulle kom op terrein, hulle ken nie eens mekaar se name nie, maar hulle spring in 'n bed by mekaar. Dit is wat gebeur in die wêreld. Dit het lank genoeg wat die kerk, nooit, nee. Kom ons maak ons mond oop, man. Kom ons wat vanoggend hier is, kom ons maak 'n verskil in die wêreld daar buite. En sê ek nou, jy moet vir almal gaan voorkeer in die winkel en nou begin praat. Nee, ek sê begin by jou kind. Begin by jou kind. En as jy nie kinders het, gaan jy ook nie kleinkinders hê nie, want ek wil nou sê begin by jou kleinkinders. Maar begin by jou kind, asseblief. Ek kan nie vandag vir jou genoeg druk daarop lê nie. Jy moet jou kind, jy kom ons pragtig hier voor, dan word jou baba ingeseën, dan sê jy, ja nee, ek beloof ek gaan hom onderrig in die woord van God. God praat mos oor seks in Genesis 1. Ek het dit nou net vir jou gelees. Asseblief, kom ons hou so op ons kop hier in die grond druk en ons hoop dit gaan weg. Ons hoop dit gaan nie weer kom nie. Kan nie nou net sy mond hou nie. Seks is meer as fisies. Wat gebeur tydens seks? Jy raak een vlees, jy raak een siel en jy sluit 'n verbond. So hop van daai, jy raak een siel, jy raak een gees, jy raak een verbond. Jy het later aan 100, jy het later aan hoeveel jy ook al. Jy sluit 'n verbond met die persoon. Of julle twee sluit 'n verbond met mekaar. En nou kom trou jy. En wat is jy dan? Eintlik is jy second-hand citizen. En jy laat dit toe. Pas jouself op. Asseblief, pas jouself op. Genesis 2 vers 24. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle gaan nie aparte lewens lei nie, hulle sal een word. Hulle het mos voor God gekom, hulle het mos 'n belofte afgelê. Goeie tye, slegte tye, gesondheid, siekte, armoede, rykdom. Wonderlik, want almal smaal breed, die bruid lyk pragtig, die tafels is gedek. Ons besef nie die verantwoordelikheid van daai verbond wat ons met 'n huwelik doen nie. Ons besef dit nie. Dis tyd dat ons weer 'n slag mooi gaan lees, mooi luister wat daar vir ons gesê word. Mooi luister, die verbond wat ek en hierdie vrou of ek en hierdie man nou hier sluit. Een vlees beteken jy raak een in liggaam, jy raak een emosioneel en jy raak geestelik, raak jy een mens. Jy raak liggaamlik, emosioneel, geestelik raak jy een mens. Dis wat gebeur. So klim maar hier in 'n bed en klim maar daar in 'n bed en klim maar daar in 'n bed en daar en met hulle almal raak jy liggaamlik, emosioneel, geestelik raak jy een. Besef jy dit? Besef jy die verantwoordelikheid wat jy het? Ons gaan later nou praat oor die tempel. Besef jy wat jy doen aan jou tempel? Seks het krag. Daar's krag in hy daad in. Paulus waarsku in 1 Korintiërs 6 vers 16. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontuchtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immers, die twee sal een raak. Die twee mense sal een raak. Entangled in each other. Hulle raak een. En Paulus waarsku vir ons, seks bind, seks heg jou, seks laat spore agter. En dit is hoekom losbandige mense, dit breek hulle soms. Mense wat verslaaf is aan pornografie, hulle siele word beskadig. Ek het dit al gesê, dat wetenskaplik, medies of hoe jy dit ook al wil noem,
is bewys dit is moeiliker om ontslae te raak van pornografieverslawing as kokainverslawing. So erg is dit. So erg is dit. Ek wil asseblief vanoggend ek wil julle oproep, besef die belangrikheid van waaroor ons vanoggend praat. Asseblief. Dis nie sommer maar net nie. Asseblief moenie sê kan hy nie nou net klaarmaak nie. Asseblief maak jou ore oop en sê Here, wat wil U vir my sê? Praat met my, Here. Praat met my. Verhoudings raak ook leeg. Dit raak leeg, dit raak emosieloos. Nie omdat God kwaad is nie, nee. Maar omdat seks 'n verbondstaal is. Jy sluit 'n verbond met mekaar. Jy sluit werklik 'n verbond met mekaar. Die wêreld sê mos, ag as dit goed is, doen dit. In daai ander land wat ons al so besoek het, sê mos ook everything goes. Everything goes. En ek weet die verskriklike druk op jong kinders. Ek weet dit. En dit is 'n verskriklike probleem. Die druk wat die vriendekring op 'n jong man of 'n jong meisie, het jy al, wanneer gaan jy, hoekom nou? Ja, hulle is onder ontsaglike druk. En my en jou se plig is, ons moet bly bid vir ons kinders. Ons moet bly bid dat ons kinders beskermd is. God sê in 1 Korintiërs 6 vers 12, daar is mense wat sê, alles is my geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja, maar ek gaan nie my deur enige iets laat verslaaf nie. Hoor julle wat ek vir julle sê? Ek het mos 'n wil van my eie. Ek gaan my nie deur enige iets laat verslaaf nie. Ek kan die besluit neem. God het mos jou wil vir jou gegee. Jy kan mos besluit ja of nee. Ja of nee. 1 Korintiërs 6 vers 18. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Hoor nou die volgende wat ek vir jou gaan sê. Die Bybel sê nie bid daaroor nie. Die Bybel sê nie vas daaroor nie. Die Bybel sê vlug, hardloop. Hoor, ek gaan dit weer sê. Die Bybel sê nie bid, Here, moet ek of moet ek nie? Die Bybel sê nie vas daaroor om te hoor of jy en nou die ouetjie of die meisietjie nou tot die daad moet oorgaan. Nee, die Bybel sê vlug, hardloop. Ja, dit het ek nou. Okay. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Hoor daar asseblief. Besef jy nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, want van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Verstaan jy wat jy met jou liggaam doen? Besef jy wat jy met jou liggaam doen? Dit wat jy met jou liggaam doen, beïnvloed God se tempel. Dis mos jou tempel hierdie. Dis jou tempel. Besef jy wat jy aan die tempel van God doen as jy nie kyk na jouself nie? Hebreërs 13 vers 4. Verskoon nie baie skrifverwysings, maar ek het net gedink daar is nie 'n beter plek as om vir jou uit die Bybel uit te sê dat dit nie my gedagtes raak nie. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hoor jy wat sê hy? Want ontuchtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Die huwelik is nie 'n tronk nie. Dis definitief nie 'n tronk nie. Die huwelik is nog minder 'n straf. Dis nog minder 'n straf. Jy maak mos 'n vrye keuse of jy met iemand gaan trou of nie moet trou nie. Dis nie 'n beperking nie. Dis 'n veilige ruimte vir volle oorgawe.
'n huwelik is 'n veilige ruimte vir volle oorgawe. Spreuke 5 vers 18 tot 19. Sing die lof van jou eie fontein. Verheug jou oor jou eie vrou. So vol liefde, so mooi, soos 'n takbok, soos 'n ribbok. Geniet volheid van haar liefkosings. Laat dit jou derentyd bedwelm. Hoor jy wat sê die woord van God vir jou? Hoe moet jy jou vrou hanteer? Hoor jy die opdrag wat hy vir jou gee hierso? Jesus kom vir gebroke mense. Natuurlik, that saved a wretch like me. Ons het dit mos nou gesing vanoggend. Ek weet net nie of ons almal so lekker altyd besef wat ons alles sing. Ek weet nie. Ek weet nie as jy hier by die stopstad hier onderkom, kan jy nog onthou wat ons vanoggend alles gesing het? Kan jy regtig nog onthou wat ons alles gesing het? En miskien sit jy vanoggend hier. Jy sit met skuldgevoelens. Jy's misbruik. Jy sit met 'n probleem van pornografie. Jy sit met mislukkings en jy sit met hierdie verskriklike geheime. Jy sit met hierdie verskriklike geheime. Hierdie geheime sondes. Hierdie geheime sondes en ek sê nou vir jou, die duiwel gaan voel vir jou kom. Veral as jy voor God die regte ding gedoen het en getrou het met mekaar, hy sal vir jou voel kom. Hy gaan vir jou voel kom. As 'n vroutjie die oggend by haar klerekas staan en dink, watter rokkie gaan ek nou vandag aantrek dat Kosie by die werk vir my 'n kompliment kan gee terwyl my man in die huis is. Jy het 'n probleem. Jy het 'n baie groot probleem. En aan die ander kant om is maar die waarheid ook, hoor. As 'n man kan dieselfde doen. 'n Man kan presies dieselfde doen. 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. So maak nie saak van jou mislukkings nie. Maak nie saak van jou skuldgevoelens nie. Maak nie saak van jou verlede nie. As jy kies om aan Christus te behoort, dan raak jy 'n nuwe mens. Jy raak 'n nuwe mens. Dankie vir die amen. Hier is ten minste iemand wat reageer. Jy raak 'n nuwe mens. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Romeine 5 vers 20. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Hoe oorvloediger het die genade geword. En ons nader die einde. Hoe oorvloediger het die genade geraak. En as ek nou vir jou sê, hoe oorvloediger het die genade geraak, beteken dit nie, jy het 'n highway om nou weer oor die lyn te gaan trap. Nee, ons het mos nou al 'n aanloop gehad na hierdie oorvloediger het die genade geraak. Asseblief julle, besef die verantwoordelikheid wat jy vir hierdie tempel het. Dis my tempel, God het hom aan my toe vertrou. Wat bring ek in hom? Wat stuur ek uit hom? Ons is tog so maklik, lekker met hierdie tong. En ja, dan kom jy waar ek was vanoggend. 3 uur. En ek sê, nee Here, ek wil nog slaap. Nee, en ek gee die name so, one by one. En wat moet ek doen? Ek moet sê, Here, vergewe my. Vergewe my, Here, wat ek gedink het, Here. Vergewe my wat ek gesê het, Here. Vergewe my, Here, wat ek gedoen het, Here. En dit raak later aan 4 uur. Dit raak later aan 4 uur en ek dink, Here, maar 6:30 moet ek opstaan. Ek moet nou nog. En die Here sê, nee, maak skoon. Maak 'n clean break. En ek wil vir jou asseblief vra, as jy gesê het, Here, vergewe my vir so en so. Moenie toelaat dat die duiwel, as jy nou hier uitgaan by jou huis kom en sê, onthou jy daai, dan sê hy, stop 'n bietjie. Ek het dit mos vergewe. As jy nie kan onthou nie, ek kan onthou.
Ek kan onthou hoe ek vergifnis gevra, so jy het nie die reg duiwel om my te kom aankla nie. Jy het nie die reg om my joy te kom steel nie. Jy het nie die reg nie. Jy het nie daai reg nie. Jesus het nie net vir jou siel gesterf nie. Nee, hy het vir jou liggaam gesterf. Hy het vir jou verlede gesterf. Hy het vir jou seksualiteit gesterf. Hoor wat ek vir jou sê, hy het nie net vir jou siel gesterf nie, hy het vir jou liggaam, jou verlede, jou seksualiteit het hy gesterf. God roep ons nie om seks te haat nie, nee, hy roep ons om dit reg te gebruik. Soos wat hy die bedoeling gehad het. Soos wat hy die bedoeling gehad het. En ek wil afsluit met die volgende. 'n Oproep aan ongetroudes en jong mense. Wag is nie 'n swakheid nie. Dis nie 'n swakheid nie. Dis krag. Wag is nie 'n swakheid nie. Dis krag. Dis 'n oorwinning oor die duiwel. Is dit moeilik? Natuurlik is dit moeilik. Natuurlik is dit moeilik. Het God gesê dit gaan 'n maklike pad wees om hom te kies en hom te volg? Nooit nie. Nooit nie. Inteendeel, die woord sê in die laaste dae sal dit nog moeiliker raak. In die laaste dae sal dit nog moeiliker raak. En dit is my boodskap vandag vir jou. Ek wil vir jou laat asseblief sonde het skaamte gebring. Nie God nie. God se bedoeling was nooit dat dit moet skaamte wees nie. Waaroor dit tussen 'n man en 'n vrou wat 'n verbond afgelê het. Dis waar dit hoort. Wat 'n verbond afgelê het voor God. So kom ek en jy, gaan net soek maar 'n bietjie jou hart. Ek kan jou waarborg, begin net hier by voor. Begin net hier by voor. Van daar van die deur af, reg agter tot, ek weet nie of daar mense in die moederskamer is nie. Ons almal het ergens langs die pad in ons lewe al oor die lyn getrap met hierdie tipe goeters. So ek gaan vir niemand vra om hulle hande op te steek vir gebed nie. Ek gaan definitief vir niemand vra om op te staan nie. Niks nie. Jy kan jou oë toemaak en dan gaan ek vir ons 'n koöperatiewe gebed doen oor die situasie. Ag, ek wil nie sê situasie nie. Maar ja. Here my God, almagtig Here is U. En daar's krag, Here. Daar's krag in die kosbare bloed van Jesus Christus, Here. En ons sit vanoggend hier, Here. Ons sit met mislukking, Here. Ons sit met verslawing aan pornografie, Here. Ons sit, Here, met seksuele sondes, Here. En ek kom nou en in die kragtige naam van Jesus Christus, Here, kom sny ek nou af, Here, dit wat in die verlede gebeur het, Here. En ek bid my God, ek bid dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit, Here, dat ons sal sien die skoon wit bladsy wat ons vanoggend uit U hand uit ontvang het, Here. Ek bid werklik, Here, dat ons sal besef die bloed van Jesus het ons kom vrykoop, Here. Die bloed van Jesus het ons kom vrykoop. En daarom kom ons nou, Here, en elkeen van hierdie seksuele sondes, Here, die houvas wat die duiwel op ons het, Here, kom bind ons nou in die kragtige naam van Jesus Christus, Here. En ons verbied die duiwel om verder die joy uit ons lewens uit te kom steel, want hy het nie die reg om ons joy in God te kom steel nie. Amen. Amen.